Goeiemôre hier uit Beinskloof uit. Dit is 'n wonderlike voorreg om ook in hierdie tydjie saam met u te mag wees. En ook in hierdie plek waar ons is, in hierdie ruimte, hoop ons dat u die genade van ons Vader, die liefde van Christus en ook die teenwoordigheid van sy Gees sal ervaar. Ek gaan vanmôre vir ons lees uit Psalm 27 uit. Die Here is my lig en my redding. Vir wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sal ek bang wees? As kwaaddoeners op my toesak om my lewendig te verslind, ja, my teestanders en my vyande struikel hulle self en val. Al sou 'n leer teen my laar opslaan, sal my hart nie bang wees nie. Al sou 'n oorlog teen my uitbreek, sal ek nogtans bly vertrou. Een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou, en daaroor na te dink in sy tempel. Ja, hy steek my weg, in sy skuiling op 'n dag van onheil, hy verberg my in die beskutting van sy tent. Hy tel my hoog op 'n rots, daarom is my kop hoog bo my vyande rondom my. Ek wil met uitroepe van vreugde offers bring in sy tent. Ek wil sing, ek wil die Here besing. Luister tog, Here, na my stem wanneer ek roep. Wees my genadig en antwoord my. My hart echo u woorde. Julle moet my teenwoordigheid opsoek. U teenwoordigheid, Here, soek ek op. Moet u gesig nie vir my verberg nie. Moet u diensknegt nie in toorn wegwys nie. U was my helper, moet my nie verstoot of verlaat nie. God wat my red. Selfs al verlaat my vader en moeder my, die Here sal my aanneem. Here, leer my u pad. Lei my op 'n gelykpad vanweë my vyande. Moet my nie oorgee aan die begeerte van my teestanders nie, want vals getuienis het teen my opgestaan en hulle blaas geweld aan. As ek darm nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal beleef in die land van die lewendes nie. Wag op die Here. Wees sterk en hou moed. Ja, wag op die Here. Die interessantheid van al die psalms is altyd die een kant die individu, of in die geval die skrywer, en aan die ander kant God se reaksie daarop. En deurgangs in die psalms vind ons dat individue of skrywers dan nou kla, of dat hulle in lyding verkeer, dat hulle in gevaar is dalk, dat hulle soek na 'n tipe sin in die lewe. Maar ook, soms sien 'n mens dit ook, waar 'n digter skryf oor die vreugdes in sy lewe. En al hierdie menslike komponente lees 'n mens van, en dan ook aan die ander kant sien 'n mens God se reaksie daarop. God wat antwoord, soos in Psalm 27 wat hy sê, ek is jou toevlug, ek is jou skuiling, ek is jou lig, ek is jou redding, vertrou op my, kom in my teenwoordigheid in. Ek wil jou helper wees. Ek wil jou aanneem as niemand jou wil hê nie. Ek wil jou help, ek wil jou leer en ek wil jou lei. Die interessantheid van die plek waar ons is, Beinskloof, as 'n mens nou uit die Kaap uit sou ry, dan het jy eintlik maar net die keuse van of die N1 deur die Tuiskloof tonnel, Huguenote tonnel, of jy kan met die pas oorgaan, Huguenote pas oorgaan. Maar as die twee plekke nie beskikbaar is nie, as daar 'n ongeluk was, of as een of ander probleem, dan het jy eintlik nie veel van 'n keuse nie. Dan moet jy Beinskloof deurry. Ja, jy kan nou nog Hermonpad ook ry, as jy by Ceres Woester wil uitkom, en daar weer op die N1 aansluit. Maar Beinskloof is seker een van die mooiste en die pragtigste passe wat die Weskaap kan bied. Beinskloof-pas het 'n hoogtebeperking. So as jou voertuig 'n sekere hoogte is, kan hy nie deur hierdie pas kom. Baie
trokdrywers ignoreer dit en dan kom hulle met hierdie groot voertuie hier op. Maar daar in die middel van die pas sit daar 'n groot rots wat oor die pad hang. Ons noem dit preekstoel. Dit is sy naam wat hy nou maar deur die jare gekry het. Maar jy kan nie onder deur preekstoel deurry as jou trok of jou voertuig nie 'n sekere hoogte is. So Beinskloof pas is 'n oplossing. Dis 'n nouer pad, dis 'n vinniger pad dalk as die N1 of die Vooisloof pas, maar hy het sy beperkings. En as 'n mens na ons lewens kyk, dan kan 'n mens ook altyd kies. Ek kan met die N1 ry, en ek kan soveel bagasie saamvat soos wat ek heel moontlik op 'n trok kan kry. Of daar kom partykeer probleme en dan het ek nie 'n keuse nie. Dan is my keuse eintlik beperk tot Beinskloof pas. Maar dit beteken ek moet van my bagasie begin ontslaa raak. Ek moet onder hierdie hoogtebeperking kan bly as ek hierdie pad wil gebruik. En dis eintlik wat die Bybel vir ons almal doen, is om te sê, daar's 'n hoogtebeperking. Daar's 'n hoogtebeperking op jou as jy in hierdie lewe aan die ander kant wil kom. Baie van ons sal 'n hoogtebeperking beskou as ek sal iets doen om deur dit te kom. Ek kan 'n hoogtebeperking beskou as 'n totale bedreiging. Ek sal glad nie daai pad ry nie. Maar die Bybel is vir ons 'n riglyn, is vir ons 'n waarskuwingsteken om te sê, hierdie is 'n baie mooi pad. Jy kan hierdie pad ry, maar hou by die beperkings. Bly op die regte plek met jou vrag. En hier waar ons in 2026 nou ingaan, is my vraag eintlik aan jou, met watse vrag gaan jy in hierdie nuwe jaar in? Hoe lyk jou trok gelaai vir die nuwe jaar? Is hy nie dalk te hoog? Het jy nie dalk by 'n punt gekom wat jy moet sê, weet jy, dalk moet ek my trok 'n bietjie aflaai. Dalk moet ek 'n bietjie van my verlede neersit. Dalk moet ek van my bagasie aflaai. Dalk moet ek kyk of ek nie ligter deur die lewe kan gaan. En dis dalk 'n uitdaging vir 2026, is om te sê, ek wil ligter lewe. En daarom wil ek vir jou Psalm 27 gee vir hierdie nuwe jaar, vir 2026. Walter Brueggemann skryf daaroor, hy sê, Psalm 27 skuif die mens se denke. Hy skuif die mens se fokus. En dis dalk waar ons moet wees, is ons fokus so baie keer op die bagasie wat ons saamdra. Ons wil alles met ons saamvat. Ons wil die nuwe jaar ingaan met genoeg vrag. Maar dalk sê Psalm 27 vandag vir jou, hoekom nie ligter nie? Hoekom wil jy nie lig ingaan in hierdie nuwe jaar nie? En hier's 'n paar goed in Psalm 27 wat 'n mens saam met jou kan vat. Eerste plek is om te sê, ek het nie al my bagasie nodig nie, want God is my toevlug. God is my redding. Ek wil lig lewe, want God is my lig. Ek wil op God vertrou vir 2026. Ek het niks van hierdie ander goed nodig nie. Ek kan lig lewe met volle vertroue op God. Ja, Psalm 27 sê ook vir ons, kom leef in God se teenwoordigheid. Kom leef hierdie jaar in God se teenwoordigheid. Hoekom? Want God wil jou helper wees. God neem jou aan as niemand jou wil hê nie. God wil vir ons leiding gee. God wil vir ons leer. Broers en susters, dit is net in God se lig, in God se heil, waar ons bron van hoop en vertroue kan lê. Met God aan ons kant, is 2026 dalk makliker as 2025, omdat ek 'n klomp van my bagasie neersit en sê, ek is reg. Ek wil in God se teenwoordigheid leef. Ek wil naby aan hom kom, sodat ek van hom kan leer. Want hy
Hy is die een wat ons vrymaak. Hy is die een wat vir ons leiding gee. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u wonderlike genade. Dankie, Here, dat u vir ons 'n Bybel gegee het. 'n Bybel om ons riglyne te gee. Wat vir ons die hele tyd sê, moenie jouself te swaar laai nie. Bly by die beperkings. Dankie, Here, dat ons u kan vertrou vir 2026. Dat u die een is wat ons wil help. Dat u die een is wat ons wil lei, wat ons wil leer. Here, maak ons vry sodat ons gehoorsaam kan wees. Maak ons gehoorsaam sodat ons vry kan wees. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Ek glo dat die 2026 met hoop en vertroue sal aanpak. Mag die genade van ons Vader, die liefde van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met u wees in 2026. Amen.